krat met 'n massa M is stilstaande op 'n skuinsvlak wat 'n hoek van theta met die horisontaal maak. Die grootte van die wrywingskrag wat op die krat inwerk is A, B, C of D. Die korrekte antwoord is A, gelyk aan die komponent van die gewig van die krat wat parallel aan die skuinsvlak is. Die krat is stilstaande. Met ander woorde, versnelling is gelyk aan 0. En volgens Newton se tweede wet, F net is gelyk aan ma, die massa is m, die versnelling is 0, so F net is gelyk aan 0. Die netto krag wat inwerk op hierdie krat is 0. En as ons spesifiek in die parallelle rigting kyk, dan weet ons daar is opwaarts statiese wrywingskrag en afwaarts as gevolg van gewig is daar 'n parallelle komponent. Maar hierdie twee kragte, die statiese wrywingskrag en die parallelle komponent van gewig, moet gelyk wees aan mekaar, want die versnelling is gelyk aan 0. Hierdie krat is stilstaande. Die wrywingskrag is dus gelyk aan die komponent van die gewig van die krat wat parallel aan die skuinsvlak is. Ons weet dit kan nie groter wees nie, want as dit groter was, sou dit beteken dat die statiese wrywingskrag wat opwaarts inwerk groter is as hierdie afwaartse krag, en dan sou hierdie krat as dit ware teen die skuinste opbeweeg as gevolg van wrywing, en dit maak gewoon nie sin nie. C en D hou verband met die normaalkrag. Nou ja, jy sou kon sê dat die statiese wrywingskrag is kleiner of gelyk aan die statiese wrywingskoëffisiënt maal met die normaalkrag, maar selfs in die uitsonderlike geval wat die wrywingskoëffisiënt 1 is die maksimum wrywingskrag dalk gelyk aan daardie loodregte komponent, maar in realiteit sal dit nie gebeur nie. Ek kan nou baie tegnies raak en daarop ingaan, maar die lank en die kort is, die antwoord is A, die wrywingskrag is gelyk aan die komponent van die gewig van die krat wat parallel aan die skuinsvlak is.